Goeiemôre, en hier is ons aan die einde van ons eerste week se disippelskapsreis. En miskien voel jou voete vandag 'n bietjie moeg en sleeperig, miskien voel jy die gewig van al die nuwe gedagtes oor koningskap en selfprysgawe. Daarom eindig ons vandag by die heel belangrikste ritme van enige reisiger, die kuns om stil te word en te rus. In ons wêreld word sukses gemeet aan hoe vinnig ons kan hardloop en hoe vol ons dagboeke is. Maar op die pad van disippelskap is gejaagdheid dikwels die grootste vyand van die siel. Ons kan onsself nie dwing om te verander nie, maar ons kan slegs die ruimte skep waar God ons kan verander. Dit is waarom ons dagboeke, en hoor mooi, ons dagboeke tot bekering moet bring. Ons moet leer om tyd met God in hakkies te mors, sonder 'n agenda. Jesus sê in Matteus 11 vers 28 tot 30, en ons almal ken dit so mooi en goed, kom na my toe, ek sal julle rus gee. In die Griekse teks praat hy van sy juk. In daardie tyd was 'n juk ontwerp vir 2 diere om saam te trek. Jesus sê nie hy gaan vir jou 'n nuwe stel reëls gee nie. Hy sê hy gaan die juk saam met jou dra. Hy gee die pas aan. En as jy uit asem is, hardloop jy dalk vinniger as wat hy loop. So Sint Teresa van Avila het eendag gesê, almost all problems in a spiritual life stem from a lack of self-knowledge. En daardie selfkennis vind ons nie net in die stilte, wanneer die geraas van die wêreld en ons eie ambisies wegsterf nie. Maar om 'n Maimonides te wees beteken om te leer dat jou waarde nie lê in wat jy vir God doen nie, maar in wie jy vir hom is. Jou reis gaan nie oor hoe vinnig jy die sole van jou skoene kan deursluit en deurtrap en deurhardloop nie, maar oor die kwaliteit van die vriendskap wat op daardie pad gevorm word. So vra jouself vandag, waar kan jy vandag 'n oase van stilte skep om bloot by Jesus te wees, sonder om iets te vra of te doen? Sluit jou oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat u juk sag is en u las lig. Ek bely dat ek dikwels probeer om die pas aan te gee en dan moeg en moedeloos word. Help my om vandag in u ritme te kom. Leer my die skoonheid van stilte en die krag van afsondering. Dankie dat die reis van disippelskap nie 'n wedloop is wat ek moet wen nie, maar 'n verhouding waarin ek mag rus. Dankie dat u my skoene ken, my pad ken en altyd bereid is om die volgende tree saam met my te gee. Amen.